Goeiemôre, wat beteken dit om te speel vir 'n skare van een? Met die afgelope Olimpiese spele het ons gesien hoe talle atlete opdaag soos prima donnas en al die kalklig, al die kolligte moet op hulle val. Hulle soek die aandag. Ek het jou hard geoefen, ek het jou hard gewerk, ek het hierdie krag en hierdie spoed en hierdie talent. Ek het dit verdien en die kollig moet op my skyn. Maar dan is daar getuienisse van Christen atlete wat hierdie ver oortref. Atlete soos Johanay van Dijk wat die spiesgooi silwer gewen het, wat gesê het, alle eer aan die Here, hy gee my hierdie gawes. Tatjana Smit wat goud en silwer gewen het, wat gesê het, ek swem omdat ek 'n gawe en 'n talent by die Here gekry het. Pragtige getuienis van Sydney McLaughlin Levron, 400 meter hekkies. Sy het dit in 'n wêreldrekord gewen, goud op die Olimpiese spele. En dan getuig sy, ek hardloop nie vir erkenning, ek hardloop om aan God die eer te gee. Die kollig kom na hom toe. Ek is net 'n gewone meisie wat gered is uit genade alleen, wat hardloop tot sy eer. Dit is wat dit beteken om te hardloop vir 'n skare van een, want wanneer die ligte aangaan, wanneer die kollig op my is, dan is my oë gerig op Jesus, die skepper, die gewer van alle dinge, wat my ook hierdie bepaalde talente gegee het. Paulus skryf so mooi in 1 Korintiërs 10 vers 31, doen alles, of jy nou eet en drink, in woord of daad, doen dit tot eer van die Here. Daarom, as jy 'n ma is, dan is jy 'n mamma tot eer van die Here. As jy 'n goeie klavier kan speel, dan speel jy klavier tot eer van die Here. Jy kan jou werk doen, of jy nou 'n prokureur, of 'n dokter, of 'n onderwyser, of 'n ambagsman is, of 'n regsgeleerde, of 'n boer, of 'n entrepreneur, doen alles tot eer van die Here. Mag ek en jy gaan en speel vir 'n skare van een. Doen alles in woord of daad tot eer van die Here. Amen.